Hoofstuk 53. Die geliefde Johannes. Johannes word bo aan die ander disippels uitgeken as die disipel vir wie Jesus liefgehad het. Johannes 21 vers 20. Dit blyk dat hy die vriendskap van Christus in 'n baie groot mate geniet het, en hy het baie blyke van die Heiland se vertroue en liefde ontvang. Hy was een van die 3 wat toegelaat is om die heerlikheid van Christus op die berg van verheerliking en sy smart in Getsemane te aanskou. En dit was aan sy sorg dat ons Here sy moeder in die laaste ure van sy lyding aan die kruis toevertrou het. Die geneentheid van die Heiland vir die geliefde disipel is met al die krag van 'n vurige toewyding beantwoord. Johannes het hom aan Christus vasgeklem soos die rank wat aan die statige pilaar klem. Terwille van sy meester het hy die gevare van die geregsaal getrotseer en by die kruis vertoef. En by die tyding van die opstanding het hy hom na die graf gehaas en die voortvarende Petrus in sy ywer verbygeloop. Die vertrouende liefde en onbaatsigtige toewyding wat in die lewe en karakter van Johannes aan die dag gelê word, bevat lesse van onskatbare waarde vir die Christelike kerk. Johannes het nie van nature daardie beminlikheid van karakter besit wat in sy latere lewe geopenbaar was nie. Van nature het hy ernstige gebreke gehad. Hy was nie net trots, selfversekerd en eersugtig nie, maar ook voortvarend en wraaksugtig wanneer hy beledig is. Hy en sy broer is die seuns van die donder genoem. 'n Slegte humeur, wraaksug en 'n kritiese gees was almal by die geliefde disipel teenwoordig. Maar agter dit alles het die goddelike leermeester die vurige, opregte, liefdevolle hart gewaar. Jesus het sy selfsug bestraf, sy eersug teleurgestel, sy geloof beproef. Maar hy het die dinge waarna sy siel verlang het aan hom geopenbaar, naamlik die heilige sieraad, die veranderende krag van liefde. Die gebreke in Johannes se karakter het met verskeie geleenthede gedurende sy persoonlike omgang met die Heiland sterk na vore gekom. Een keer het Christus boodskappers voor hom na die dorpie van die Samaritane gestuur, om te versoek dat die mense vir hom en sy disipel verversings moes berei. Maar toe die Heiland naby die dorp kom, het dit voorgekom asof hy na Jerusalem wou verbygaan. Dit het die nyd van die Samaritane opgewek, en pleks dat hulle hom genooi het om by hulle te vertoef, het hulle hom nie eers die hoflikhede bewys wat hulle aan 'n gewone reisiger sou bewys het nie. Jesus dwing hom nooit op iemand af nie, en die Samaritane het die seëning verbeer wat hulle deel sou gewees het as hulle hom genooi het om hulle gas te wees. Die disippels het geweet dat Jesus van plan was om die Samaritane met sy teenwoordigheid te seën. Hulle was verbaas en verontwaardig oor die koelheid, jaloesie en oneerbiedigheid wat aan hulle meester bewys is. Jakobus en Johannes was veral verontwaardig. Dat hy vir wie hulle soveel eerbied gehad het op hierdie wyse behandel sou word, was in hulle oë te groot 'n kwaad om sonder onmiddellike straf oorgesien te word. In hulle ywer het hulle gesê: Here, wil U hê dat ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Dit was 'n verwysing na die vernietiging van die Samaritaanse hoofmanne en hulle soldate wat uitgestuur is om Elia in hegtenis te neem. Hulle was verbaas om te sien dat hulle woorde Jesus pyn aangedoen het, en nog meer verbaas toe sy bestraffing op hulle ore val. Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar te red. Lukas 9 vers 54 tot 56. Dit is geen deel van Christus se sending om mense te dwing om hom te ontvang nie. Dit is die Satan en manne wat deur sy gees aangedryf word,
wat trag om die gewete te dwing. Onder die voorwendsel van ywer vir geregtigheid, veroorsaak manne wat 'n bondgenootskap met die duiwel aangegaan het, dikwels lyding vir hulle medemens, om hulle tot hulle begrip van die godsdienst te probeer bekeer. Maar Christus betoon altyd genade. Hy trag altyd om te win deur sy liefde te openbaar. Hy kan geen mededinger in die siel toelaat of gedeeltelike diens aanvaar nie, maar hy begeer net vrywillige diens, die gewillige oorgawe van die hart onder die aandrang van liefde. By 'n ander geleentheid het Jakobus en Johannes deur hulle moeder 'n versoek gedoen dat hulle toegelaat mag word om die hoogste ereposte in Christus se koninkryk te beklee. Ondanks Christus se herhaalde onderrig aangaande die aard van sy koninkryk, het hierdie jong disippels nog die hoop gekoester op 'n Messias wat sy koninklike troon in ooreenstemming met die verwagtinge van mense sou opeis. Omdat die moeder saam met hulle in die ereplek in die koninkryk begeer het sy versoek: sê dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar die Heiland het geantwoord: julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstoons gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle het hulle sy geheimsinnige woorde met verwysing tot beproewing en lyding herinner, maar het nogtans vol vertroue geantwoord: ons kan. Hulle sou dit as die hoogste eer beskou om hulle trou te bewys deur in alles te deel wat hulle Here sou oorkom. Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word, het Jesus geantwoord. En voor hom het hy 'n kruis pleks van 'n troon en 2 misdadigers as sy metgeselle aan sy regter en linkerhand gesien. Jakobus en Johannes sou in die lyding van hulle meester deel. Een bestem om binnekort deur die swaard te sterf, die ander sou sy meester langer as al die ander disippels in arbeid en in smaad en vervolging dien. Maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand berus nie by my om te gee nie, het hy vervolg, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is. Matteus 20 vers 21 tot 23. Jesus het die beweegrede vir hulle versoek verstaan en het die trots en eersig van sy 2 disippels aldus bestraf. Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wees, moet die diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Matteus 20 vers 25 tot 28. In die koninkryk van God word posisie nie deur voortrekkere uitgedeel nie. Dit word nie verdien nie en word ook nie willekeurig toegedien nie. Dit is die gevolg van die karakter. Die kroon en die troon is die bewyse van 'n toestand wat bereik is. Bewyse van selfoorwinning deur die genade van ons Here Jesus Christus. Lank daarna, toe Johannes reeds deur die deelgenootskap met Christus in sy lyding saamgevoel het die Here Jesus aan hom geopenbaar wat die toestand van nabyheid aan sy koninkryk werklik is. Aan hom wat oorwin, het Christus sê, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Openbaring 3 vers 21. Die een wat die naaste aan Christus staan, sal hy wees wat in die diepste teë van sy gees van selfopofferende liefde gedrink het. Liefde wat nie groot praat nie, nie opgeblaase is nie sy eie belang soek nie verbitterd word nie, die kwaad nie toereken nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5. Liefde wat die disipel beweeg soos dat ons se Here beweeg
en om alles te gee en selfs tot die dood toe te lewe, te arbei en op te offer om die mensdom te red. By 'n ander geleentheid in die vroeë dae van hulle evangelisasiewerk, het Jakobus en Johannes iemand ontmoet wat, alhoewel hy nie 'n erkende volgeling van Christus was nie, in sy naam duiwels uitgewerp het. Die disippels het die man belet om te werk en het gedink hulle doen die regte ding. Maar toe hulle die saak aan Christus voorlê, bestraf hy hulle met die woorde: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaad spreek nie. Markus 9 vers 39. Niemand wat hom enigstens vriendelik teenoor Christus bewys het, moet weerhou word nie. Die disippels moes nie 'n enge, uitsluitende gees openbaar nie, maar moes dieselfde verrykende medelee aan die dag lê wat hulle in hulle meester gesien het. Jakobus en Johannes het gedink dat hulle die eer van die Here beskerm het deur die man te belet, maar hulle het begin besef dat hulle op hulle eie gees gesteld was. Hulle het hulle fout erken en die bestraffing aanvaar. Die lesse wat Christus geleer het om daarop te wys dat sagtheid en nederigheid en liefde noodsaaklik is vir opwassing in genade en geskiktheid vir sy werk, was vir Johannes van die grootste waarde. Hy het elke les op prys gestel en gedurig daarna gestreef om sy lewe in ooreenstemming met die goddelike voorbeeld te bring. Johannes het begin om die heerlikheid van Christus te aanskou. Nie die wêreldse pragt en gesag waarop hy geleer het om te hoop nie, maar 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14. Die diepte en vurigheid van Johannes se liefde vir sy meester was nie die oorsaak van Christus se liefde vir hom nie, maar die uitwerking van daardie liefde. Johannes het begeer om soos Jesus te word, en onder die veranderende invloed van die liefde van Christus het hy sagmoedig en nederig geword. Die self is in Christus verberg. Meer as al sy metgeselle het Johannes hom aan die mag van daardie wonderbare liefde oorgegee. Hy sê: Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. 1 Johannes 1 vers 2 en Johannes 1 vers 16. Johannes het die Heiland deur sy persoonlike ervaring geken. Sy meester se lesse is op sy siel gegrif. Toe hy van die Heiland se genade getuig het, was sy eenvoudige taal welsprekend met die liefde wat sy hele wese deurweek het. Dit was Johannes se diepe liefde vir Christus wat daartoe aanleiding gegee het dat hy gedurig begeer het om dig aan sy sy te wees. Die Heiland het al 12 liefgehad, maar Johannes se gees was die ontvanklikste. Hy was jonger as die ander en het sy hart met meer van 'n kind se vertroue aan Jesus blootgestel. Aldus het hy meer met Christus in voeling gekom en deur hom in die Heiland se diepste geestelike leer aan die volk oorgedra. Jesus het diegene lief wat die Vader openbaar, en soos geen ander disipel dit kon doen nie, kon Johannes van die liefde van die Vader praat. Hy het aan sy medemense geopenbaar wat in sy eie siel gevoel het, en die hoedanighede van God in sy eie karakter uitgestraal. Die heerlikheid van die Here was aan sy gelaat te lees. Die sieraad van heiligheid wat hom verander het sy aangesig met die glans van Christus verlig. In aanbidding en liefde het hy die Heiland aanskou totdat dit sy grootste begeerte geword het om soos Christus te wees en met hom gemeenskap te hou. En gevolglik is die karakter van die meester in sy karakter weerspieël. Kyk, het hy gesê, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit sal ons nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees,
omdat ons hom sal sien soos hy is. 1 Johannes 3